Goeiemorgen liefdes, ek groet jou in die lieflike en bekoorlike naam van ons Here Jesus Christus. Lekker om in die huis van die Here te wees saam met u. En die woord van die Here sê, hy is in ons midde vanmôre. Amen. Glo jy die Here is hier vanmôre? Ek weet die Here is hier vanmôre. Amen. Ek glo dit nie net, ek weet dit hy is hier. Amen. So kom ons gaan staan, ons gaan oopmaak met gebed, die seën van die Here vra op hierdie oggend en ons gaan sommer lekker sy naam verheerlik in hierdie dag, want die Here is ons vir ons goed. Is hy nie? Is God good? Is God good? Amen. He's good. God is good all the time and all the time God is good. Ons groet u daar op Facebook, welkom dat jy ingeskakel het. Geniet die diens saam met ons. Ek weet dat die Here gaan vir jou seën vanoggend. En as jy gekom het met 'n verwagting, sal jy ontvang. Amen. You have an expectation? If you have an expectation, you will receive today. Amen. God is faithful. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless his holy name. Nou kom ons sluit in die oor. Vader, ons sê vanmôre baie dankie dat ons so by mekaar kan kom in hierdie plek. Wat 'n voorreg is dit vanmôre om in die teenwoordigheid te staan. Ek vra u vanmôre om te beweeg van sitplek tot sitplek. Om aan te raak elke persoon. Laat die gees van u, die liefde van u, die genade van u, elke persoon in hierdie plek vul vanmôre. En Here, dat ons in hierdie plek sal weet dat ons het met die Here ontmoet. Ek dank u daarvoor. Die lof, die eer en die aanbidding kom u toe, want waardig is u die Here om geprys te word, en daar is geen een soos u nie. En die gemeente sê, amen, amen. Maar dan gaan dan, die vraag, daar is 'n bietjie om, jy groet iemand wat jy nog nie gegroet het, jy stap net na iemand anders toe, man. Gaan groet net iemand, sê net ek is bly jy's in die huis van die Here vanmôre. Just go greet some people. Just greet some people. Sê net welkom in die huis van die Here. Halleluja. Glory, glory, glory. My God is so groot, so sterk en so magtig, dat niks wat my God nie kan doen. Laat ons nou saai in die werk van die Here se gemeente wat te doen. Kom ons gaan saai in die werk van die Here, ons diakens wat ons help. Hulle is hier voorgereed. Seën jou saad, spreek lewe oor jou saad. En ons sê dankie vir die Here vir die voorreg vanmôre om te kan saai. So hulle nie seën vir ons die saad vanmôre asseblief. En die ding is 'n offergawe. Kom ons sluit ons oor. Here, baie dankie vir die geleentheid vanoggend, Here, om voor u te kan kom staan, Here, en ons offers na u toe te kan bring, Here Jesus. Ons tiende en ons offergawe, Here Jesus. Here, so vra ons, Here, dat u een en elkeen sal seën wat kan gee. En Here, miskien is daar mense wat nie kan gee nie, wat nie het nie, maar Here, dat u vir hulle sal voorsien, Here Jesus, dat hulle sal kan gee, Here. Here, want in u koninkryk, u doen alles vir ons, Here. En ons wil u loof en ons wil u prys, Here Jesus, vir dit wat u al vir ons gedoen het en wat u nog vir ons gaan doen. Alle eer kom u toe, Here. Amen. Amen, amen. Vader, dankie vir die voorreg. Eer u dat ek kan saai vanmôre op eer en verheerliking van u groot naam. Is u gereed om die naam van die groot naam? Is u opgewonde vanmôre? Nee, julle klink nie vir my opgewonde vanmôre in hierdie plek. Ja, ek weet nie wat jou nie. Maar ons is nou net lieflinge van die Here. Ek is baie opgewonde. Ek is baie opgewonde. Sê dit dat jy langs jou, jy moet opgewonde wees. Jy moet 'n verwagting hê. Want die gees van die Here beweeg. Amen. As 'n paar boodskappe bedien hierdie week en een van hulle, en as jy net so kop vir jou gou kan sê, onthou, Jesus is by die bruilof te Kana. Onthou dit. Jesus is by die bruilof te Kana. En terwyl hy by die bruilof is, het die wyn opgeraak. En baie keer kan Jesus in jou midde wees en die wyn in jou lewe raak op. Yes, amen. Because you're not ready to receive. Yes, amen. So open up your heart. And rejoice before you. Yes. Hallelujah. En jy kan na boodskappe gaan luister op ons
Facebook, ek gaan hulle live op die YouTube channel en jy kan dit gaan luister. Dis 'n mooi reeks daar, jy wil dit nie mis nie, gaan luister mooi, want dit vat jou dieper en ek glo, daai woord is special en dis vir hierdie tyd. Amen. Dis vir ons tyd. Kom sê gou net, maar dis ons tyd. Amen. Dis what we need God in this time more than ever before. Hallelujah. So I'm ready to receive from God because I came with an expectation. Nobody else is ready to receive. I'm ready to receive. I'm here to receive. Amen. My God is the same God. He's still a miracle working God. En dan kan ek langs jou sê, God is nog 'n wonderwerker God. Hallelujah. Kom ons maak sy naam groot vanmôre. Here jy lekker op vandag hier. Jy wil lekker op. Kom aan jou been op. Hallelujah. Oh, praise Jesus.
Jesus is keeping me alive. Because it's Holy Ghost power. Hallelujah. Yeah, come on. Yeah. It's the Holy Ghost power. Amen. The Holy Ghost. Oh, it's the same Spirit that rose Jesus from the dead that dwells in you. The same Spirit, not the same Spirit that rose Jesus from the dead that dwells in you. And His Scripture says, He will quicken your mortal body. Hy liggaam van jou wat so moeg, hy liggaam van jou wat swak voel, hy liggaam van jou. It's the Holy Ghost in power. Coming down. When the saints began to pray, the Lord will have His way. Amen. When the saints began to pray, yes, the Lord will have His way. Not begging, not begging, not begging. When they pray, and you got to pray like Elijah. You got to pray like Elijah. Terwijl je dan in het bed Elia gaat Amen. Je moet bed Elia gaat Amen. Wat kent van die Heer? You've got the help of the Holy Ghost on the inside of you. Terwijl je dan zo die helpen. Zeg maar nog iemand die helpen. Die heilige Geest. Dat is niet mij. Dat is niet mij. Come on, take it and keep it. Hallelujah. Let's get out on together. You guys check out video of the leaders. Don't keep them skin there. I'll give you some content for something. Hallelujah. If the same spirit, not a different spirit, same spirit. Yes, amen.
Rose Jesus from the dead. While in you, He will quicken your mortal body. Hallelujah. Ek het ook klein getuienis in lewe. Tot die het begin gehad, wat hy gedoen het nie, al ook knipmouw. Prys die Here. En dan maak ek om die eerste keer uit te gaan, alleen, sonder enige help beroep. Dan maak ek om uit te gaan, normaal. En sê baie dankie, Here. Dankie, ja. Die Here moet geprys word. Amen. Die Here moet geprys word. Halleluja. Glory to God. Halleluja. Prys die grote naam van die Here. Ons dien 'n groot en wonderbare God. Halleluja. Niks is vir God onmoontlik. Sê saam met my, niks is vir God onmoontlik. Amen. Ons almal glo dit, man. Ek sê ons almal glo dit, né? En dan sê hy vir jou, vir die een wat glo, is niks onmoontlik. Is hier gelowiges vanmôre? Aha. Sê van die land as mens wie gou onmoontlik. Amen. Yeah, sometimes we need to hear this. But we forget about it. But God is faithful. Hallelujah. Ek lief het saam gaan in die woord van die Here vanmôre en ek gaan so baie skrifte aanraak so volgende asseblief in die woord van die Here. Dis 'n kosbare woord, dis 'n belangrike woord en ek hoop vanmôre is hierdie woord vir jou en my. Nou ons het gebid, ons het bedien oor die Heilige Gees, oor die uitstorting van die Heilige Gees en om te beweeg van droogheid na 'n plek van oorvloed. Die laaste boodskap waarmee ons afgesluit het Woensdag aand. Ek dink ons moet maar aangehou tot Sondag toe. Ja, dis waar. Amen. Halleluja. Die laaste boodskap Woensdag aand was van wat was dit? Van droogheid na riviere. Na riviere. En hierdie riviere die gevloei hierso. En die woord sê as dieselfde Gees in jou woon, dan sal jy tot quicken. Ek hou van die Engels, jy sê tot quicken your mortal body. Jy weet hierdie 5 dienste wat ons gehad het, agter mekaar, elke dag diens gehad, het ek vir almal bedien in hierdie tyd. En jy kom en jy doen dit, want die Gees van die Here hou jou aan die gang. Amen. Solank as jy hier beweeg, is jy aan die gang. Ek kom in die huis, dan voel my liggaam is bietjie moeg, ek gaan sit op die bank so vir 'n oombliekie en ontspan net, drink 'n koffie en dan daar sal wil my oor so dip, maar as ek kamer toe gaan, as ek wakker tot 12 uur. Soos die Gees tot in my vloei, die lewe nog vloei. So jy moet ergens afskakel en jy slaap. But I want you to realize is the Spirit of God is real. And the Spirit of God is a person that came to live on the inside of you. Amen. Glory to God. So kind van die Here vanmôre die 7de boodskap dan in hierdie reeks wat ek gebring het vanoggend is vir jou en dit is van riviere tot opstandingskrag. Amen. Halleluja. Van riviere na opstandingskrag. From rivers to resurrection power. Jy sien, belangrike ding wat ek en jy moet besef vanmôre is dat die uitstorting van die Heilige Gees nie die einde was nie. Ons het die hele week het ons dit genoem in ons boodskappe, dit was nie die einde nie, dit was eintlik die begin. Yes. So gaan jy sê gebruik jy langs die uitstorting was die begin. En dit is belangrik dat jy besef dat the Spirit of God was poured out, but it was only the beginning of what God actually had in store for you and me. Kolossense 1:27, Colossians chapter 1 verse 27. Colossians chapter 1 verse 27 sê die woord van die Here, aan wie God wou bekend maak wat die rykdom van sy heerlikheid van hierdie verborgenheid onder die heidene is. Yeah. Dit is Christus onder julle, die hoop van die heerlikheid. Halleluja. Kom ons kyk die Engelse daarmee. Lees dit daarso.
Hy sê die volgende, to whom God would make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you. Amen. Christ in you, the hope of glory. Yes, amen. Die brand naam sê, dis Christus in jou. Hy bring 'n hoop van heerlikheid. Christus in jou bring 'n hoop van heerlikheid. So vanoggend, wat as ek vir jou sê? Die grootste wonderwerk van Pinkster was nie die rukwind nie. Wat as ek vir jou sê dat die grootste wonderwerk van Pinkster was nie die spreek in tale of selfs die dooping met vuur nie. Wat as ek vir jou sê vandag dat die grootste wonderwerk was eintlik dit wat gevolg het daarna? Amen, dis waar. Amen. En ek wil dit sommer duidelik maak. Is nie 'n kwessie dat ek sê nee, moenie in tale praat nie. Dis 'n kwessie wat ek sê nee, moenie met die vuur gedoop wees. Inteendeel is baie belangrik. Maar ons moet ook gaan na die plek waar ons besef Christus in my is 'n hoop van heerlikheid. Die grootste wonderwerk wat Christus gedoen het, was God kom beweeg van 'n gebou af in mense in. Amen. Come on. Christ is living in you. God woon in jou. O nee. Ek wonder as ek by die regte kerk vanoggend. Ek wil jou verstaan. God woon in jou. Amen. Dis waar. Halleluja. Jy sien ons hoor dit, maar of ons dit nog in werklikheid glo, is ek onseker. Want ek dink ons dink nog steeds God sit in die hemel somewhere waar hy ook is. Want die skrif sê daar is geen plek waar hy nie is nie. Yes, amen. Hy is daar. Maar die grootste ding wat God vir jou en my kon doen het, was om in jou te kom woon. Yes, amen. God in jou, my vriend. In die Ou Testament het die heerlikheid gekom en die tempel gevul. Ja. Maar in die Nuwe Testament, kind van die Here, het die heerlikheid gekom en wie wat vul dit vul jou en my. Yes, amen. The glory fills you and me. We need to move in that power that God has brought to His church. You see, na die uitstorting van die Heilige Gees op die dag van Pinkster, het die heerlikheid van God die gelowige kom vul. And it's time that we realize, want vir duisende jare, het die mens kom probeer om God te bereik. Kom aan, dit het nou. Ek dink ons vergeet dat die toring van Babel was nie net 'n toring sommer net nie. Ja. Die toring van Babel was om te probeer om by God uit te kom. Ja. Gaan lees hom. They built it so they could reach heaven. Amen. But God said no. Sinful man cannot enter the presence of God. Amen. Hallelujah. But that's why He sent His Son Jesus. He sent Jesus to die on the cross of Calvary. Hy stuur Jesus om te sterwe op die kruishout van Golgotha, sodat die mensdom gered kan word en nie nou net in die hemel sal wees nie, maar dat God in jou en my kan wees. Oh, man, if you can realize that. See, suddenly, ewe skielik beweeg God van 'n gebou na 'n mens. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Vat jou hand, kyk so 'n bietjie na jou hand. Ek sal daar na op toe kom. Ja. Sien. Weet jy wat sien jy nou? Jy sien die hande van God. Yeah, amen. Hallelujah. Yes. Oh, no. Glory. Your hands is His hands. Yes, amen. Your feet is His feet. Your body is His body. Amen. Your mouth is His mouth. Amen. Come on, kind van die Yes, amen. It's time that the church realize that God is living in you. Ja. Maar met God woon in jou. Glory. Dis wonderlik. Amen. Die God wat saam met Adam geloop het. Ja. Die God wat met Moses gepraat het. Die God wat Salomo se tempel kon vul het. Die God wat
daar een skrif is wat jy vandag vat daai ene, gaan mediteer om, gaan dink om, gaan praat om, gaan spreek om oor jou lewe, en besef nou, jy is nie alleen nie. God, hierdie wonderbare God, is binne in jou. Halleluja! Halleluja, halleluja, halleluja. Prys sy grote naam. Hey, Rabo, Sharabasiento, Rabo. 1 Johannes 5 vers 4 sê, Hallelujah. 1 Johannes 5 vers 4 sê, want alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld. Samen. Want alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld. En dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin het, naamlik ons geloof. Glory. If you want to see victory, if you want to experience victory, it is your faith. It's your faith. Is jou geloof in van die Here. Wie anders is dit wat die wêreld oorwin as hy wat glo dat Jesus die seun van God is? Glo jy Jesus is die seun van God? If you believe Jesus is the Son of God, then he says you are the one who's conquering this world. Amen. Come on, God. Hier, dit moet sink in jou lewe in. Dit moet deel word van jou. Want net wat jy glo is hoe dit sal wees. Amen. Ja, ek weet jy moet leer om ons tong te beheer. As ek leer om nie so maklik te sê die goed wat ons sê nie. Die probleme, die omstandighede, die siektes, die goed wat ons ervaar, om dit so maklik by ons mond te laat uitkom nie. Want dit is wat ek glo, en wat ek glo, bring ek in my lewe in. Hallelujah. I believe in a great God. I believe in God, the Holy Ghost, that's living in this human body and is quickening me from the inside, and I'm walking not by might and not by power, but by the Spirit of the living God. Amen. Ek is een wat glo wat die woord sê. As die woord sê dis hoe dit is, then that's how it is. Amen. We got to realize, jy sien, die woord sê word vernuwe in jou denke. Ons glo te veel wat social media sê, ons glo te veel wat die Koran sê, ons glo te veel wat ander mense sê. We got to get to the place where we believe the word of Almighty God, and the word of Almighty God says, you are healed. Not getting healed, you are healed. Yes. Wat is aan min wat amen sê? Yes. Hierdie Pinkstertyd is wonderlik, is 'n lieflikheid gehad in die woord van die Here. Amen. Nog steeds. Amen. Wat 'n aanpassing van die toe besluit my neus, hy begin sommer bloei. Ek het mos Dinsdag aan. Dit sal alles wat ek vir die huis en maak my reg. Die diens is besig om boodskappe te dink en werk in boodskap deur en laaste neus, ewe skielik, besluit my neus, hy gaan bloei. Hy bloei. Dit is, hoe laat was het? 10:06. Nou, 10:06. Half ry ons van die huis af, dat ons hier kan wees. 15:15. 10:00. Nou besluit my neus, hy gaan bloei. Man, terwyl ek daar sit, druk ek ding in my neus in, is besig om te bid. Ek sê, nou, thank you Jesus, you're my healer. I speak to the Savior right now in Jesus' name. Die bloed stop nou. Dat stop nou. Voor ons ry toe die bloed opgehou het. Ek het my aand hier bedien. Die volgende aand die bedien. Tot vandag toe. En nog nie weer gedoen. En van die stap dat we believe what God says.
vanmorgen. Jou verganklike liggaam. Nie die liggaam is sterflik, maar die gees van God beweeg oor hom. Yes. Jy sien, die skrif sê, dat die gees het oor Maria gekom. En toe die gees oor Maria kom, toe word sy swanger met Jesus. Yes. The Holy Spirit will overshadow you. Dis wat die Hemelvader sê. Oh, thank you. Holy Spirit will overshadow you. Glory. Kind van die Here, die Heilige Gees woon in jou. God woon in jou. Dieselfde God wat die Rooi See gesplit het, Yes. woon binne in jou. Amen. Hey, man. Halleluja. Kyk, as ek nie werklik waar hierdie waarheid verstaan, sal ons nooit 'n kerkdiens inkom sonder 'n verwagting dat God 'n wonder gaan doen. Yes. Amen. As ek nie hierdie waarheid verstaan, sal ons nie na die huis van die Here kom sonder 'n verwagting dat God vandag vir my Hallelujah. iets gaan doen. Jy sien, ons sal nooit kragtelose gebede bid nie. Ons sal nie sommer net 'n casual aanbiddingssessie hê nie. Nee, inteendeel, wanneer ons besef hierdie waarheid, sal ons besef dat die herlewingskrag van God is nou binne in jou en hy wil jou gebruik vir herlewing. Yes. Amen. The revival spirit, the spirit of the living God is on the inside of me. Christ in me. Not next to me, not around me, but Christ in me is the hope of glory. Hallelujah. Jy weet dit kind van die Here. Ja, dit is 'n groot naam. Ek jy moet besef vanmôre, dis Christus in jou, nie langs jou nie. Nie Christus af en toe wat jou kom besoek nie. Nie Christus wat jou af en toe aanraak nie, maar Christus wat in jou lewe. Wow, that's the spirit we're talking about. That's the God we're talking about. Hierdie verborgenheid is wat die hemel gekyk het na die mense van ouds ondersoek het en probeer ontdek het vir wanneer is hierdie bedoel. Come on. They were searching the scriptures. Hulle het hierdie woord gewerk. Hulle wil uitvind. Vir wanneer is hierdie bedoel? Kind van die Here, dit was bedoel vanaf Pinkster tot nou toe. Halleluja. It is meant for you and me. It is meant for you and me. Kind van God, halleluja. Ek sit daar by die huis en ek kyk so 'n klip van 'n pastoor en hy sê it's the spirit of God in you. Hy sê jy gaan op so loop en dan groet jy iemand en dan gebeur daar iets en hy sê by die ouens hier voor, as jy stap so 'n bietjie op, sy kom wys jou gou. Hy stap daar na hulle toe en hy spat sy hand en hy groet hom. En die krag van die Here kom oor hom en hy kyk op die volgende, hy skud hy sy hand, daar gaan hy en hy groet die en gaan daai. Jy sien dis wat nog gaan gebeur in jou. Kind van die Here. Dan jy stap af by die winkels in, jy gaan shopping doen. En jy is so vol van die Heilige Gees en krag, dat wanneer jy iemand se hand skud, dan begin jy net sê, die probleem is ons glo nie dis moontlik. The limit is not God. The limit is our beliefs. Yes. Amen. All things are possible for them that believe. So what do you believe? Jy sien, die belangrike ding wat ek moet verstaan, weer eens vandag die eerste punt en dit is dat die uitstorting van die Heilige Gees het God se adres verander. God woon in jou. Amen. So waar jy gaan, dis waar God is. Daar's nêrens waar jy kan beweeg waar God nie is nie. God is saam met jou. Amen. Amen, kind van die Here. Halleluja. Jy staan by 'n plek, man. Weet God is saam met jou. Amen. Glory. As jy staan by 'n plek, verwag 'n wonderwerk. Yes. Amen. Oh, jy sien, voor Pinkster het God sy mense besoek.
Na Pinkster het God in sy mense kom woon. Ja. Voor Pinkster was die disippels, het hulle saam met Jesus geloop. Na Pinkster, toe loop Jesus in hulle. Amen. Jy sê, ek moet verstaan, things changes. Die kerk moet besef dat Jesus het gekom om sy gees uit te stort op alle vlees. Jy sien, die disippels het nie nou meer gewag vir Jesus om te arriveer nie. Nee, hulle weet, die gees was alreeds daar. Weet jy vanmorgen die gees is daar? Weet jy vanmorgen is in jou? Weet jy vanmorgen is saam met jou? Weet jy vanmorgen, as jy huis toe gaan, is hy daar? Yes. Dink jy daaroor? Dieselfde gees wat Maria oorskaal het, the same spirit that overshadowed Mary, the same spirit that descended at the Jordan on Jesus, the same spirit that raised Christ from the dead lives inside believers. Dieselfde gees wat Maria oorskaal het, dieselfde gees wat in die Jordaan op Jesus neergedaal het, dieselfde gees wat Jesus uit die dode opgewek het, woon nou in jou en my. Jy wag nie vir God om nader te kom nie. Hy's nader aan jou nou as jou volgende asem. Ja. We don't wait for God to come near. He's closer now than your next breath. He lives inside you. Yes, amen. He lives inside you. Sê net vir hy langs jou, hy woon in my. Jy sien, ons probeer tot God se aandag trek. Ons is so ingestel oor hierdie God daar ver is. Ons is so gewoond aan. Ek bid en ek kyk hier op na die hemel toe en ons vergeet hy is hier. Hy in jou. Hy woon in jou. So you've got to realize that when Jesus paid the price on Calvary, He made it possible for the Holy Ghost to come and live in you and in me. Jy sien, die vyand werk oor tyd om jou en my te probeer oortuig dat as gelowiges ons leeg is. Dank jy daarvoor. Hy like dit, hy werk, hy werk baie hard om jou te probeer oortuig dat jy leeg is. Jy is nie leeg nie. Gees van God woon hier in jou. The Spirit of God indwells every believer. Die woord sê, die gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie. Ja. So hy leef nie in 'n ongelowige nie, hy leef in elke kind van God. Amen. Hy woon in jou. Kind van die Here is daar 'n waarheid is vanoggend wat jou moet hartslaan en van jou in jou hart moet bly van hierdie dag af vorentoe is die feit dat jy Christus dra. Yes, amen. Jy swanger met Christus in jou. My tweede punt vanoggend in hierdie boodskap. Christus in jou skep 'n heilige verwagting. Amen. Christus in jou skep 'n heilige verwagting. Jy sien, die kerk baie kere kom met 'n klein verwagting. Miskien gaan God vandag beweeg. Miskien gaan God vandag beweeg. Miskien gaan iets vandag gebeur. Miskien gaan iemand aangeraak word. Just maybe. Man, waar jy gaan, beweeg God. As jy iemand aanraak, raak God iemand aan. Glory. Maar jy moet 'n verwagting hê. Hierdie Pinkstertyd was 'n groot verwagting hier. Dit is so lekker om hierdie tonge van vuur te sien. Ek wil net sê, dit was 'n groot verwagting hier en elke verwagting was ontmoet. Yes, amen. Dis waar. Nuwe mense wat nog nooit in
tale gepraat het. Het hier in tale gepraat. En dit was nie moeilik nie. Mense dink dit is moeilik nie. It was easy. As jy eers verstaan en jy gee oor, dan word het so makkelijk. En die Here doen een na die ander, en die krag van die Here val. Yes. Mense, die salwing is hier in hierdie plek, en dit vloei van binne jou. Sê dat jy langs jou hierso. Dit gee jou op jou maag. Sien, dis van waar af het vloei. Weet jy van waar af vloei? Het vloei van hier af, waar jy na buite. En as jy so bedien, mense, dan vloei die water. En dan vloei die water. En dan vloei die water. Jou mense staan hier, jy stap by hulle verby, as het soos Petrus wat by die siekes verby geloop het. Ja. The presence of God. The presence of God. Yes. Hallelujah. Wat is so belangrik, man? Die gees van die Here. Die gees van die Here. Oh, Yes. flows through you. Yes. Hierdie is instrumente. Hierdie is die liggame. Waar jy kom werk. Kind van die Here vanoggend, besef, wat het hy jou gegee? Besef, wat het gebeur, toe die gees van God in jou kom woon het. Halleluja. Christ in me. Hope of glory. Onthou, Christus in my is net die begin. Paulus skryf en hy sê, ek bid dat Christus in julle gestalte sal word. Ja, is waar. Amen. Jy hoor? Die Gees is in jou, maar nou die Gees jou vul en beheer neem van jou lewe soos jy oorgee. Amen. But you surrender. And the more you surrender, the more the Spirit of God will move in Yes. you, on you, and Yes. in you. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Kind van die Here. That's how God moves today. Ons wag vir ewe skielik die hemel op te skeer en nou gaan iets hier gebeur. Luister my vriend, waar jy gaan vat jy die hemel. Amen. Dat is die waarheid. Halleluja. Waar jy gaan vat jy die hemel. Want hy wil dit in jou. Amen. Halleluja. Ja, ek sê jy moet nie verkeerd verstaan en sê ek dink nie daar is die hemel waar ons eendag gaan wees nie. As ek my oë hier toe maak, dan het my oë oop in die hemel. Halleluja. Amen. Maar jy dra in jou. Ja. Amen. Die woord sê die koninkryk van God bestaan nie net in woord nie, maar in krag. Die woord van God sê die koninkryk van God is in jou. Sê lang is in jou. Hy's in jou. Jy hoor. Ek sê jy moet op my duim nie. Ek sê vir jou wat die woord sê, jy moet verstaan vanmôre. Christ in you is a hope of glory. Yes, daar amen. plek is waar dit lyk as jy hoop nie, dra jy hoop. Yes, glory. You are carrying hope. Jy sien, oorens wat die disippels beweeg het hulle verwag dat die hemel gaan beweeg. Yes. Woe! Petrus kom aangestap. Hallelujah. Oh, glory. Petrus kom aangestap. Dis op wat tempel toe. En toe hy die trappe kom, toe sit daar 'n man. Hy sê nie vir hom, hy sê, "Aus." Petrus sê vir hom, "Wag net vir 'n oombliekie. Ek gaan net gou in gaan bid, ek kom nou terug." Yeah. Petrus kom nie daar en sê vir hom, "Gee my 'n breek, ek wil net gou 'n bietjie gaan afsonder." Gaan nou eers vas vir 40 dae. Dan kom ek terug. Petrus sê nie vir hom, "Luister, ek gaan nou eers net bietjie Bybel lees, of ek net my gees instel nie." Petrus sê nie vir hom, jy weet,
Ek dink nie ek kan nie, maar waar gaan iemand roep? Paulus ken hom en sê alle kan dit nie. Nee. Petrus kom daar. Wie loop saam met hom? Nee. Wie loop saam met Petrus in trap? Johannes. Ja, Johannes. Petrus en Johannes. Wie gaan hulle? Is dit Johannes? Dis Johannes. Nee. Nee. Hy voel op die waar Petrus. Ek is mal oor hom, ek is mal oor hy Petrus. Maar hy voel op die waar Petrus kom daar so. Hy sê, ek kyk vir my man. Yes. Hy sê, kyk na ons. En het was stip aangekyk en hy sê, silwer en goud het ek nie, maar wat ek het, wat ek het, wat ek het, gee ek jou in die naam van Jesus Christus van Nazareth, staan op en loop, en het om in die hand geneem, en het op God gerig. Glory! Yes. Hallelujah. Amen? We need to know what we carry. You need to understand what you carry. You carry the presence of God. You carry the Holy Ghost on the inside of you. Prys sy grote naam. Prys sy grote naam. Petrus het gesê, gaan hoop, gaan iets gebeur. Handelinge 3 vers 6. In die naam van Jesus Christus van Nazareth. Staan op en loop. Yes. Halleluja. Hoekom? Want Christus was in hom. Paulus kom 'n stad in en hy verwag herlewe. Ja. Filippus kom Samaria in en hy verwag 'n deurbraak. Die vroeë kerk verwag wonderwerke. Hulle verwag redding. Hulle verwag transformasie. Hulle verwag dat God sal beweeg. Hoe weet ek dit? Toen hulle na die huis by mekaar kom en toe sê hy, Here, hoor die dreigemente. Here, hoor die dreigemente. Gee ons vrymoedigheid om die woorde spreek. Hy sê, gee ons vrymoedigheid om die wat te doen? Die woorde spreek. Amen. En wie wat gebeur? Die skrif sê, en die plek is geskit. Yeah. Hallelujah. En die plek is geval. Met die Heilige Gees. Yes. En elke een daar is gevul met die Heilige Gees. En elke een daar het begin spreek met tale. En elke een daar het 'n ontmoeting met God gekry. En wie wat gebeur, wat sê die woord? En die woord sê, en God het saam met hulle gewerk. En groot wonders deur die hande van die disippels en die apostels. Jy gehoor, groot wonders deur wie se hande? Disciples. Gedoen. Kyk weer na die hande van jou. Dis daai hande. And then shall lay hands on the sick, and the sick will recover. Amen. Jy sê jou hande op die siekes lê. Dit sal gebeur van die Here. Yes. Jy verwag dat iets gaan gebeur. Dat you can stir it up. Stir it up. Stir it up. Stir up the well. Stir up the waters. Stir up the Spirit. Hallelujah! Prys die naam van die Here. Prys sy grote naam. Amen. Glory. Hallelujah. Amen. Wat verwag jy vandag? Kerk, wat verwag jy vandag? Jy sien, wat verwagting is die atmosfeer van wonderwerke. Halleluja. Verwagting skep die atmosfeer van wonderwerke. Ek en jy moet besef vanmôre, 'n lewe verwagting produseer lewe ondervinding. Amen. Don't come with an expectation to experience something from God. You go out
with no experience. Yes, dankie. Halleluja. Mense, kerk, is tyd dat ons besef dat God besig is op iets groot te doen. Amen. Prys sy naam. Prys sy naam. Halleluja. Hallelujah. Halleluja. Het jy 'n honger vir God? Het jy 'n honger vir God? Want 'n honger verwagting trek die teenwoordigheid Ja. van God. Ja. Die honger na God skep 'n verwagting en dit trek God dat iets in jou lewe sal gebeur. Die duiwel vrees 'n kerk vol verwagting. Ja. Vrees 'n kerk vol verwagting. Het jy nog 'n verwagting? Jy Amen. vanoggend besluit het om te kom na hierdie plek toe. Amen. Het jy 'n verwagting? Yes. Het jy verwagting God gaan in jou midde beweeg? Het jy verwagting hy gaan met jou ontmoet? Jy sien? Amen. En nou 'n verwagting van geloof soek 'n plek om te land. Is jy die landingsplek? Wat is so wonderlik daar met julle 2 manne daar liggen? Julle trek aandag af, besteer. Hulle fokus op die woord wees nou. Nothing else. Okay, jong manne, besteer volgens. We got to get back to the word of God. I want you to understand, church, if you don't have an expectation, there'll be no move of God. There'll be no move of God. I have an expectation. Yes. Selfs as niemand anders het, het ek 'n verwagting. En God gaan in my iets doen. Amen. He's the same God. Hallelujah. The same power that raised Jesus is working in you. Sê net vir jou so, hy werk in jou. Daar staan met in Efesiërs 1 toe. Ephesians chapter 1, we're going to read a couple of verses from verse 19 to 23. Efesiërs 1 van vers 19 tot 23. Jy sien hierso. Bid Paulus iets merkwaardig. Paulus kom en hy bid iets merkwaardig. Ek wil met mooi hoor vandag van die Here, want Paulus bid hierso en hy wil hê iets moet gebeur, nie net daar by hom nie, maar ook in jou en my lewe. Amen. Amen. Glory. Nou kom ons kyk wat hy sê. Hy sê in vers 19, en wat die uitnemendheid of uitnemende grootheid van sy krag is vir ons wat glo, na die werking van die krag van sy sterkte. Het jy gehoor? Die krag wat werk. That you may know the exceeding greatness of his power toward us who believe. So, Paulus bid nie vir meer krag nie. Hy bid vir 'n openbaring van daardie krag in jou lewe. Amen. Yes. Why? Want Handelinge 1 vers 8 het gesê, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. So that you receive power? Amen. Yes. Amen. So nou sê hy, dis die krag wat in jou werk en van die Here. Hy sê ons moet verstaan die uitnemende grootheid van hierdie krag. Jy sien, die krag is alreeds beskikbaar. Yes. Amen. 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 Vanoggend het jy ingekom, die ligte het gewerk, rekenaar werk, die is krag hier binnekant. Amen. Hier is krag hier binnekant. Hoe weet ons dat is krag? Ons kan die resultaat sien. Yes, amen. Amen. Halleluja. Maar vir jou om die krag te ervaar, moet jy gekonnekt wees met die kragbron. En as ek nie connect met die kragbron, jy gaan net nie die krag ervaar nie. Ja. Halleluja. Ek het hulle vertel in hierdie week in die Pinkstertyd, gesê ek weet hoe dit voel. Ek het al baie keer aan drade geraak waar ek moes geraak het op die oomblik dat daar krag is ja. Iemand so. Daar gebeur iets met jou spiere. As jy dit nog nie gedoen het nie, moet dit nie gaan doen nie hoor. Dan raai jy nie aan nie. Maar jy sal voel, goed trek sommer styf hier. Spiere trek saam as gevolg van krag. Daar's 'n krag wat in jou werk. Halleluja.
Vers 20 sê die volgende, kom ons kyk hom. Hy sê, wat hy gewerk het in Christus, toe hy hom uit die dode opgewek het en hom laat sit het aan sy regterhand in die hemel. Amen. Jy hoor, hy wil jy moet verstaan hoe groot die krag is wat hy gewerk het toe hy Christus uit die dood opgewek het. Halleluja. Dit was 'n krag. Amen. Yes, Is jy amen. nog nie saam met my? Yes. Dis die krag wat in jou woon. Amen. Dis die krag wat in jou werk, kind van die Here, elkeen van ons. Ons het besef vanmôre, daardie krag werk en bring verandering. Halleluja. Dink bietjie daaroor. Die dood kon dit nie stop nie. Wow. Die hel kon dit nie stop nie. Die graf kon dit nie stop nie. Die demone kon dit nie stop nie. Duisternis kon dit nie stop nie. En dis die krag in gelowiges. Halleluja. Dis die krag in gelowiges. Glo jy dit vanmôre? His word is truth, and what he says he will do. He said, in the last days I will pour out my spirit upon all flesh. All flesh. Prys die naam van die Here. Hy stort dit uit. Jy sien, hierdie opstandingskrag kan in twee situasies inbeweeg en daar kom lewe. Amen. Glo jy dit vanmôre? Ek glo dit. Jesus kom. Yes. Nadat Lazarus reeds in die graf is 4 dae. En hy kom vir Martha tegemoet. En Martha sê vir hom, Here, as hy hier was, sou my broer nie gesterf het. Jy gehoor? Sy weet dit, as hy hier was, sou hy nie gesterf het. Maar hy is op te laat. Jesus se woorde. Jesus se woorde. En dan Maria, ek is die opstanding. En die lewe. Kom aan, sê gebaar langs jou, ek is die opstanding en die lewe. En hulle redeneer soos ons redeneer. Martha en Maria, baie oomblik redeneer soos wat ek en jy redeneer. Want ons dink so gedaaglik, ja, eendag gaan daar 'n opstanding wees. Dit was 'n antwoord aan Jesus. Sy het gesê, ja, Here, ons weet. Daar gaan 'n opstanding wees aan die einde. Jesus sê, hoor mooi, hoor Jesus sê, as jy glo, al het jy gesterf, sal jy lewe. Lewe. Amen. En hy gaan verder van daar. Hy sê, maar as jy lewe, en jy glo, sal jy nooit sterwe nie. Yes, glory. Glo jy dit? Daar was die challenge vir hulle, want hulle glo die opstanding eendag. Hulle het nog nie uitgesê. Maar Jesus sê, kom ek julle 'n bietjie wys. Ek is die opstanding en die lewe. Waar is Lazarus? Vat vir my na Lazarus. Hulle vat hom na Lazarus se graf toe. Jesus sê, rol die steen weg. Jy lê ryk. Julle kyk kom. Niemand rol die steen weg. Al die verskoning uit die pad uit. Ja. Amen. Kom aan. Al jou verskoning, al uit die pad uit. Jesus sê, rol weg die steen. En wat doen hy? Hy slaan sy oë op en hy sê, Vader, dankie dat U my altyd verhoor. En die woord sê, dit het hy gesê nie vir homself nie, maar vir hulle, dat hulle sou glo. Amen. Is dit amazing? Jy sê, ek doen nie dit vir my nie, ek doen dit nie vir my nie. Ek doen dit vir hulle, dat hulle sal glo. En wat doen hy? Hy roep met 'n groot stem. Ja. Lazarus! Kom uit! En met eens staan Lazarus buite. Maar hy was so vasgemaak. Iemand wat 4 dae dood is. Iemand wat al 'n reukie het. Iemand wat al daar lê en is besig om, jy weet, die liggaam is besig om stof te word. En stof is nie tot stof sal jy terugkeer. Daai liggaam, jy besien, ek staan buitekant, gesond. Yes, amen. Man, volmaak, soos wat hy was, toe die Here hom gemaak het. Amen. Is jy saam met my kind van die Here? Ek is die opstanding.
opstanding en die lewe. En hoor mooi, daai opstandingskrag is in jou. Amen. Dis waar. Wow. Yes, Come on. glory. It's time that we believe it. It's time that we realize we have the Spirit of the living God in us that raised the dead. That raised the dead. Praise die grote naam. Jy sien, wanneer daai opstandingskrag in 'n situasie inkom, kom hoop terug. Hope returns. Blydskap kom terug. Nou, ou so 'n bietjie lank kyk en so 'n bietjie blydskap. Blydskap is 'n bietjie maar nie weet. Ja. Ons weet hoe sadness te manifesteer. Ons weet hoe treurig te lyk. Dit weet ons goed, né? Is tyd dat jy weet vir daai situasie is treurig. Ek is nie moedeloos nie. Ek is nie hopeloos nie. Ek is nie blydskaploos nie. Ek het blydskap ten spyte van omstandighede. Halleluja. Why? Because my joy didn't come from the world. My joy doesn't come from the situation. My joy comes from the Spirit of God that's living on the inside of me. And He quickens my mortal body. Iets gebeur. Ek kom 'n beroering in my binneste. Halleluja. Dit van die Here jou visie herstel, jou passie herstel, jou geloof herstel, wanneer die Gees van God in jou begin beweeg, daai opstandingskrag. Prys die grote naam. Yes, Jesus. Wow. Party mense het drome wat diep begrawe is. Party mense het bedieninge wat diep begrawe is. Party mense het roepings wat diep begrawe is. Party mense het gebede wat al diep begrawe is. Maar vandag, sê vir jy langs jou vandag, opstandingskrag is aan die werk. Amen. Opstandingskrag is aan die werk, kind van die Here. When Jesus stood before Lazarus' tomb, everything looked finished. 4 days dead, stone sealed, hope gone. But suddenly, een stem, skud die poorte van die dood. Ja. Een stem, Amen. Lazarus, kom uit. Hier is vanmorgen mense in hierdie plek wat moet hoor. Is tyd om op te staan. Is tyd om op te staan. Is tyd om op te staan. Die Gees van die Here is in jou kerk. Opstandingskrag. Het nie gaan aftree nie. Ja. Werk nog steeds in my. Amen. Opstandingskrag is nog steeds beskikbaar in jou en my. Dit werk nog steeds. Genees nog steeds. Herstel nog steeds. En herleef nog steeds lewens. Kom aan, kind van die Here. Man, if you've been here this week, you would have experienced the presence of God, the manifestation of His Spirit, oh, the touch of His glory. You would have experienced life in abundance. Hallelujah. Van die Gees van die Here het beroering gebring. Yes, amen. Efesiërs 1:21 sê die volgende. Vers 21. Bo alle owerhede. Dis waar Jesus geplaas het. Ek wil nie mooi let op hierdie skrif. Luister weer. Hy sê bo alle owerhede en magte en kragte en heerskappy en elke naam wat genoem word, nie alleen in hierdie wêreld nie, maar ook in die toekomstige. Oh, Jesus is ver bo enige ander mag. Ver. Ja, amen. Jy sien, hy sien net 'n bietjie bo kan dit nie. Hy's ver. Nie sukkel nie, regering. Amen. Nie bedreiging nie, maar oorwinnend. Amen. Dis wie Jesus is, die oorwinnaar. Christus in jou. Sy ver bo alles. Ja, amen. Jy weet my kind van die Here. Amen. Hy spook aan vrees. Bo kan verdrukking. Bo kan duisternis. Bo kan bondage. Bo kan addictions, verslawings. Bo kan discouragement, mismoediging.
neergedruk. Bo kan elke naam, bo kan elke krag en bo kan elke aanslag van die vyand op jou lewe, kind van die Here. Weet vanmôre, hy wat in jou is groter as hy wat in die wêreld. Kom my. Ek wil nie met die hoor. Jy is gekonnekteer met 'n oorwinnende koning. Amen. You are connected to a victorious king. Amen. Halleluja. Jy is met hom gekonnekteer. Die troon is deur hom in besit geneem. Jy sien dit ondervrou. Jesus regeer. Hy regeer oor jou omstandighede. Hy regeer oor jou storms. Hy regeer oor elke kwaal, elke probleem, elke manifestasie. Hy is in beheer. Halleluja. Is wonderlik in die woord van die Here. Toe Jesus daar by die begrafplaas verbygaan, is daar 'n man wat met kettinge vasgemaak is. Ja. Maar met duiwels besete. Wie was wonderlik? Die mense wil ontken Jesus bestaan. Maar toe daai duiwel hom ontmoet, toe sê ek weet wie U is. Hallo? Die mense wil redeneer dat dit is nie so nie, maar die duiwels weet dit is so. Halleluja! Ja, amen. Toe Jesus daar sy voet aan wal sit, toe kom daai ou na hom toe gehardloop. Die ou wat ander mense versteur. Die ou wat ander mense se klere van hulle lyf afhaal, wat hulle kaal wegstuur. Daai mense, daai selfe man, toe Jesus sy voet aan wal sit, toe weet hy wie hy is. Hy hardloop na hom toe. En die duiwel sê, wat het ons met U te doen? Jesus. Wat het ons met U te doen? Hy het dit op klaar gereken, maar en het geweet is hulle einde. Want toe sê hulle, as jy ons hier uithaal. Nee. Hulle het klaar geweet wat kom. Toe sê hulle vir hom, Jesus, as jy ons uithaal, sien jy varke? As baie. Laat ons toe om hulle in te gaan. Come on. En dadelik, toe hulle uitgaan, toe is die man by sy positieve. Yes, amen. Dadelik toe hy uitgaan, toe is hierdie ou so normaal soos wat jy kan kry. Toe ken jy hom. Daai ou is genees en kon weer vir die eerste keer na baie lang tyd na sy eie huis toe gaan. Yes, amen. Come on, that is the power of God. That is the Jesus that I serve. That is the Spirit of the living God living on the inside of you. Kind van die Here, as die duiwel in aanraking kom met jou, moet hy weet, hy is nie meer lank hier nie. Ja, dis waar. Ja. Jy sien wat gebeur is, as ander groep die mense wat duiwels uitdryf, of probeer uitdryf, in die naam van Jesus. En hulle antwoord vir hierdie mense. Waar? Jesus ken ons. Paulus ken ons. Maar julle, wie is julle? Glory. En van die Here, as jy gaan deel wie in jou is. Hy gaan jou herken as jy tot 'n aanraking kom. If you spend time in the presence of God, if you spend time praying, if you spend time being filled with the Holy Ghost and power, when you meet somebody that is filled with or possessed with demons, they will recognize who lives in you. Amen. En hulle sal weet hulle dink dis hom. Amen. Yes. Amen. Ek wil afsluit. Hierdie reeks het ons begin daar by Kana, waar die wyn op is van Jesus is teenwoordig. Hulle ontdek droogheid. Hulle ontdek leekanne. Hulle ontdek dat nuwe wyn soek nuwe sakke. Hulle ontdek nuwe wyn. Hulle ontdek riviere. Maar nou wil ek hê jy moet ontdek die doel van dit alles. Halleluja. Die nuwe wyn het nie net gegaan oor wyn nie. Die riviere het nie net gegaan oor riviere nie. Die vuur het nie net gegaan oor vuur nie. Nee, die doel
aanbidders ook deur oorgegewe instrumente, lewens in Christus Jesus. Vandag vra die hemel vir jou, wil jy net die rivier admireer? Of wil jy 'n vuurdraer wees? Wil jy net praat oor Pinkster? Of wil jy een wees wat Pinkster beleef? Amen. Of wil jy net Pinkster vier of herlewing vier? Of wil jy herlewing word? Amen. Dis die vraag aan jou en my vandag, kind van die Here. Ek wil jou vra, hoekom het jy gekom? Jy gekom met 'n verwagting. If you need healing, Jesus is here. If you need a touch, Jesus is here. If you need to be filled, Jesus is here. If you need joy, Jesus is here. Sê die vrou langs jou is hier. En solank as wat hy hier is, kan 'n wonderwerk vasval. Halleluja. Glo jy dit vanmôre, kind van die Here? Ek glo dit vanmôre. Lig jou hande op. Maak jou hart oop. Glo, verwag en ontvang. That's what you've got to do. You've got to raise up your hands. You've got to open your heart. You've got to believe. You've got to expect. And you've got to receive. Die disciples vra hulle, het julle die Heilige Gees ontvang? Nadat hulle gered is? Maar ons het eers geweet, daar is al die Heilige Gees. Ja. Ook al is dit 'n goeie idee dan, maar as julle nie geweet het, daar is een nie. Ek is hier vir julle te sê, daar is een, hè? As jy nog ontvang het, is hier dat jy hom kan ontvang. Yes. Halleluja! En hy sy hande op hulle gelê. En sê, hy sê, receive Yes. the Holy Ghost. Yes. Hulle moes ontvang. Hulle moes ontvang. Hulle moes ontvang. En toe hulle ontvang, wat gebeur? Toe word hulle gevul. Amen. Now, Christ in you. Christ in you. Jesus. The hope of glory. O, kind van die Here vanmôre, die Heilige Gees ontwaak. Die Heilige Gees het 'n verwagting in jou geskep. Die Heilige Gees se opwekkingskrag is binne in jou. Die Heilige Gees se vrymoedigheid, die Heilige Gees se honger word in jou aangeroep. Die Heilige Gees se visie en die Heilige Gees se herlewing wat hy graag wil bring. Deur jou is aan die werk in hierdie plek vanoggend. Christus in jou geopenbaar, na Christus in jou gevorm. Is jy gereed vanmôre? Het jy 'n verwagting vanmôre? Dan sê ek hier om vir jou te sê, hierdie is God se woord. En as jy gereed is om te ontvang, dis is jou moment. You got to seize the moment. Ek wil jou vra om te staan saam met my op jou voete. Stand with me. Stand with me. Verklaar nou wat jy is saam met my. Sê Christus in my. Die hoop van heerlikheid. Lewe in my. Opwekkingskrag. Werk in my. Droë plekke. Word riviere. Dooie dinge. Word lewendig. Vrees. Vrede. Geloof. Styg op. Herlewing. Groei. Jesus. Word openbaar. In my. Na die kerk. Halleluja. Goeie dit vanmôre, kind van die Here. Die Bybel het opgeraak terwyl Jesus in die kerk was. Maar terwyl Jesus daar was daar 'n moontlikheid vir meer. If you have an expectation today, if you want to receive, if you need healing, if you need a touch, this is your moment. I want to ask you quickly, don't waste time. Stap vandag uit vorentoe. Ons gaan vandag vir jou kom bedien aan die Gees van die Here se woord. Hier is jou geleentheid. En dan gaan jy nie spreek nie. You've got an opportunity. If you need healing, if you need a touch, if you need to be filled, this is your moment. The Spirit of God is here and is here for you. Hallelujah. Dank u mense. Is daar nog mense? As daar nog iemand wat ons het gespreek, ek het aanraking nodig. Ek het oorwinning nodig. Ek het 'n deurbraak nodig. Ek het genesing nodig. Hier is my oomblik. As dit jou oomblik is, kom. Stap vinnig. Die Here is hier vir jou vanoggend. Yes. Amen. Waar zijn de vrienden wat zo vol geraakt in na die week? Is nou niet op je muur te staan, is het tijd om die achter mensen te wees. Nou, tijd, ons geeft zo in voor ons, kijk maar, middel toe, zoek ik je meer, ja, zoek ik je middel toe, zoek ik je middel toe.
Halleluja. Halleluja. Voel jy droog? Dan laat jy die teenwoordigheid ervaar in die diens. This is your moment. Don't allow moments to pass you by. As ou lief wat ons sê, gaan my nie verby baie dan. Gaan my nie verby. Seën ook my. Ja. Nou jy daai ene seën ook vir my. Ja. Môre is jou oomblik. Die gees van die Here is nie. Kinders van die lewende God, wie is jou plek? En as jy bang is vir oggend, you're not a spectator, you are a partaker. We are the body. We are the body. So reik jy hande uit en jy bid vir die persoon hier voor. Jy gee vir hulle in. Jy gee vir hulle in. Môre daar hier is, trek ek jou hande. Kom, trek uit, bid vir hulle vanoggend. Hulle sien met 'n verwagting nou. Hier is 'n atmosfeer vir moontlikhede. Hier is 'n atmosfeer vir moontlikhede. Glo jy dit vanmôre, kind van die Here? Halleluja. Die wat vanmôre voor is. As jy vra waar jy is, glo vanmôre, die Here raak jou aan. Glo vanmôre, sy gees van jou. Glo vanmôre, hy is hier om jou nie te maak, jou lewe te verander. En as jy nog nie Jesus in jou lewe ingenooi het nie, hier is ook jou oomblik om dit te doen. Om Jesus Heer van jou lewe te maak. Die woord sê, almal wat hom aanroep, sal gered word. Almal die naam van die Here aanroep, sal gered word. Hy sê, die wat in sy naam glo, en dat God hom in die dood opgewek het, hulle wil glo dat hy die Here is, hulle sal gered word. So this morning is your morning. Right there on Facebook. You want to receive Jesus this morning. Right now. As jy vra bid saam met my gemeente, ons bid nou vir daai ouens wat hulle hart vir die Here wil gee en wat eendag hierdie boodskap gaan luister en Jesus in sy lewe wil innooi. Net daar waar jy is nou, sê Here Jesus, ek vra U, vergewe my al my sonde, was my met U kosbare bloed, skryf my naam in die boek van die lewe. Ek glo Jesus is die Seun van God. Ek glo, hy is die Here. Ek glo, God het hom uit die dode opgewek en hy sit nou aan die regterkant van die Vader, van waar hy weer kom. En die woord sê, as ek dit glo, met my hart en met my mond bely, sal ek gered wees. Dankie dat U my nou gered het. Van hierdie oomblik af, wees Heer van my lewe. Ek gee my voor. En nou in die naam van Jesus, kan gee van U voor. Die Gees van God is hier. Die Gees van God is hier. Die Gees van God is hier. En hy is gereed om jou aan te raak vanoggend, om jou te bedien in sy Gees. Halleluja. Dis is jou moment. Dis jou moment. Prys sy grote naam. Woord van die Here. Daar waar jy is vanoggend, dan pray for these people. Pray for them. They need a miracle. They need a miracle. They need a miracle. They need a miracle. Father, in the name of Jesus. Omdat jy moet verklaar. I renounce. Omdat daar wie is. I renounce. Praat saam. Ek renounce. Nee, nie jou saam. Renounce. Ek verbreek. Sê saam met ek verbreek. Elke verbond wat ek met vyand gesluit het, of het siekte is, of het verslawing is, of het omstandighede is, oor my lewe, nou, want Jesus is die waarheid. En wat hy sê, dit is so. Halleluja. Kom, maar jy is nou, breek jou los, maak jou los, van daai wat jou vashou, die Here het gekom om jou vry te maak, hier is jou oomblik, nou in die naam van Jesus, Gees van die lewende God, Gees van die lewende God, come set the captives free, come bring healing, come bring restoration, come bring it now, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name
Dankie Here, ja, ek doen dit. Ek krag in die hoogte. En hierdie wil ek nou in die naam van Jesus. Yes, that's the Spirit of God. That's the Spirit of God moving. That's the Spirit of God moving. He quickens my mortal body. He quickens my mortal body. He quickens my mortal body. Ontvang, ja. Gees van die Here. Ja. Meer van die Here, meer van die dankie Jesus. Dankie Jesus. Oh, dankie Here, ja, ek doen dit. Spirit of the living God, fall afresh on me. In Jesus' name. Yes, that's the Spirit of God. The Spirit of God. En nieuwe aanraking verzetten in Jesus' naam. Overvallen met het woord van de Heer. In Jesus' naam. Jesus. Oh, shepherd, Vanuit op Heer, wat aanraking in je dochter. En die naam van Jesus. Ik dank die Heer. Dat het woord van Geest. Dat het woord van Wezen. En die naam van Jezus. Loop en Jezus van je. Oh, halleluja. Vader, nieuwe leven. Dank je dat je het doet. Breek elke keta, breek elke band, breek elke houvast van die vijand. In die naam van Jesus, verklaar vrijheid verloren voor elke persoon in Jesus' naam. Nieuwe leven, Heer, geest van die levende God. Halleluja. Dank je dat je het doet. Dank je dat je het doet. Ons bring je die lof, ons bring je die eer, ons bring je die aanbidding. Vader, is die Heer om geprys te word. Daar is geen een soos U nie. Halleluja. Halleluja. Dankie Here, die vuur was in vloei. Vuur was in weer val. Die appel brand weer opnieuw. En die kostbare naam van Jesus. Ek dank U Here, passie weer terug. Verhoudings wat sterker. Oh, ek dank U daarvoor. Spring up the well, spring up the well, spring up. In the mighty name of Jesus Christ. Yours is the kingdom, the power, and the glory. Ken die Here nog volgende naam, Here sê, wil dank U. Die Here is getrouw. Our God is good. Hallelujah. Dus, ek groet in naam. Ons bring U die lof, die eer, en die aanbidding, en waarlik is U die Here ons geprys te word. Dankie vir wat U doen, Here, die lof kom U toe. Dankie vir die lesing. Dankie. Dankie vir aanraking, dankie vir vulling. Dankie vir breking van bande. Dankie, Here, U doen dit. In die naam van Jesus. Ja, die Christ vandaag is goed. U nie een touch, U nie healing. Ons bid vir jou nou. Kom, steek het jou handen naar die camera toe. Let nou die camera nou. Here, ons bid nou naar die camera toe. Every person watching. Elke persoon wat kyk. Nou, in die naam van Jesus. Heilige Gees kracht vloei weer hierdie weer ons volgende. En die salmen breek die siekte, breek die houvast, breek die band, breek die jeugde in die naam van Jesus. En ons spreek nou lewe, ons spreek nou genesing, ons spreek nou oorwinning. In Jesus' naam, die lof en die Heer kom U toe. Waardig is die Heer om geprys te word. En die gemeente sê, Amen. Halleluja. Prys sy naam. Die Here is goed. Prys sy naam. God is good. U kan sit na die gemeente. Baie dankie. Baie dankie. Wow.
presence of God is real. The presence of God is real. Dankie, Here. Oh, yes, Lord. Just a touch, Lord. Just a touch, Lord. In Jesus' name. Hallelujah. Wow, you can just sense the presence of God. You can sense the presence of God. Woo. Glory, 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 glory. Hallelujah. Die gees van die lewende God. Ons prys sy naam. Hallelujah. Kom ons gaan na die afkondigings toe. Môre aand 7:00 bid ons saam. Koop die tydjie uit. Dis net 1 uur wat ons jou vra. 7 tot 8 om bid saam met ons. En jy gaan die Here self hier ervaring getestig. Want hy is getrou en hy doen dit nog steeds. Kom ons kyk na die verjaarsdag. Ons reg daar. Nog nie. Okay. Maar reg vir ons daai. Onthou die kennis daarvan aan maandag aan bid ons saam. Moenie vanaand mis nie. Natuurlik vanaand 5 uur is ons aanddiens. Yes, I know. The Spirit of God is going to move in this place. Kom met verwagting, bring iemand saam met jou en ek glo die Here gaan vanaand in hierdie plek nou weer halleluja. Amen. So kom ons kyk daar. En dan moenie vergeet nie, Dinsdag, evangelisasie, koffiekroeg, kom by mekaar, bring iemand saam met jou, iemand tot verkeerde gekom het, man, bring iemand saam met jou, kom is 'n goeie tyd, kom drink 'n koffietjie, en kom kuier so 'n bietjie saam, en kom gesels net, is belangrik, jy groei, jy leer, jy ontwikkel, ons bid saam met jou, want die Here is getrou, amen, en dan natuurlik, woensdag self hier by die kerk, ons kom lekker by mekaar, ons gaan hier die kerk hou, amen, so kom, moenie die tyd mis nie, kom saam, 7:00, woensdag gaan, hier in die huis van die Here, ons gaan hierdie Pinkstervier aan die gang hou. Amen. Ons gaan hierdie herlewing aan die gang hou. Amen. Is jy gereed daarvoor? Ek wil nie meer sê, come join us, daai. En dan donderdag, ek weet nou nie, kyk, hulle is die practicing, hulle gaan oefen, 6:30 donderdag aand hierso. Ek weet ook nou nie van Suster Lisel nie. Luister maar op die groep uit, die Prophetic Chosen Prophetic Dance Ministry, Dinsdag aand 6:45. Hoor maar op die groep, check maar net op die groep. Ek glo, sy sal dit net ook daar vir elkeen. En Vrydag natuurlik is daar jeug en broer Timothy wil vir julle iets sê. Hallelujah. I greet you all in the wonderful, the mighty, and powerful name of Jesus. Amen. The name above every other name. Yeah. Friday evening is youth. Don't miss it out. When we have youth, we are entering the presence of God. Yes. It's a communion that gets together. When you get together, die een steek jy aan en aan die brand. Ja. Okay? Ja. En dan bygesê, we are about to enter June tomorrow. And June is known for Youth Day. Yes. So jeugdag is sterk op pad. Ja. En daarom moet ek vra dat die jeug begin regmaak. Ons moet ons netbalspan reg hê, ons rugbyspan, ons sokkerspan, al die spanne. Okay, so ons moet by mekaar kom. Ek gaan sommer vra dat die jeug net nog na die tyd net hier agter bly. Gou-gou vanaf hoor net wie is in vir wat se skool. Okay, dankie. Amen. Amen. As hy, prys die Here. Ja, jeugdag is om die draai. 16de, gaan 'n lekker tyd wees. En was laas jaar lieflik geweest. Kom ons ondersteun weer. Volwassenes, julle kan ondersteun. En ook nie net die jong mense te agterlaai nie. Ag nee, dit is 'n lekker dag. Kom ons wys ons jeug, ons stel ook belang in hulle. Nou ons verjaarsdag dan, die 2de Junie is dit Catherine Pelse se verjaarsdag en die 4de Junie is dit Stephen Black se verjaarsdag. Is daar iemand wat ons gemis het wat dalk verjaar? Ons wil jou nie mis onnodig nie. Is daar iemand wat verjaar in hierdie week? Ek weet nie so nie. Dit is daar. Ons sê vir baie geluk. Mag die Here jou ryk seën. Mag dit 'n wonderlike en 'n geseënde jaar wees in jou lewe. Mag goedheid en guns jou volg elke dag van jou lewe. Amen. Glo jy dit? Amen. Amen. Kom ons sing vir hulle. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. To Jesus be true. God bless you and keep you the whole year through.
huweliksherdenking, die 3 Junie, is dit Gerda en Barbara Kem se huweliksherdenking. Ons sê ook vir hulle baie geluk, mag julle ryklik seën, mag hulle sommer nog baie mooi 7 jaar saam beleef. Amen. Sal nog iemand met 'n huweliksherdenking vier? Niemand nie. Ja, ons vier elke dag, dis reg. Amen. Hulle ons verder wat dit is Sondag, daar sal Saterdag is Sondag. Ons sonneskool se broodjie projek, nie vergeet die help ons sonneskool. So baie kindertjies wat nie iets gehad het om te eet nie en die broodjie projek help om hulle iets te gee om te kan eet en ek weet u help baie dankie gemeente. Ons waardeer dit. Jy kan 'n saad saai in die sonneskool. Jy kan sê dit is vir die broodjie projek of jy kan hulle sê maar ek is bereid om vir julle hierdie Sondag broodjies voor te berei en jy kan dit doen en saambring. Hulle sal dit ook waardeer. Gesels net met ons sonneskool. Hulle sal vir jou sê hoeveel. Daar sit Nicoline, sy kan lekker sommer met haar gesels en sal julle kan help en dan die ander is daar by die sonneskool betrokke. So gesels asseblief met ons sonneskool en sê man ons is hier om te help. Ons kinders, ons kerk, ons mense. Amen. Kom ons steek 'n hand uit. Dan ook ons Joyous groep vir elke tweede Saterdag van die maand tussen 1 en 2 en as jy wil deel word, Suster Emily is daar. Selfs met Suster Emily, ek sê altyd plek vir nog man. Daar's altyd plek vir nog. Maar jy moet ook kan sing in 'n noot hou, né? Kyk. Klerekas, baie dankie vir almal wat skenkings gemaak het, wat deel dit opreg en hulle het laas Sondag toe begin al om iets uit te gee. Baie dankie en ek glo ook dat daar is nog beskikbaar en as jy wil hê gesels asseblief is dit by bedien en sy sal jou verseker help ook wat dit betref en dan is ons nie vergeet nie ons benodig voertuig jy weet ons weet ons loop pad in die winter in draak koue weer is nie lekker nie en as dit so is dan kom die mense nie na die huis van die Here nie hulle bly maar enig binnekant kom ons maak 'n plan kom ons werk saam dis ons familie dis ons mense en ek glo God is getrou amen. Dan, die susters, Pastor Lindy, 6 Junie, dis Saterdag, hy seker nou al gesluit. Hy het nou vandag gesluit, want ons moet die patties order, hy sluit vandag, ja. Ok, so jy kan nog vandag insit. Want ons moet die patties order, ons het baie dankie vir almal se ondersteuning, waardeer dit verskriklik baie, en die wat miskien nie georder het nie, en jy wil 'n skenking vir ons gee, ons sal dit ook opreg waardeer. Ja. So, ons gaan Saterdag, die dames weet presies hoe laat hulle met by die kerk by mekaar kom, julle kan dit tussen 1 en 2 kom afhaal, as dit vroeër klaar is, sal ons vir almal boodskappe stuur, Vera het almal se nommers, so ons sal vir julle voor die tyd laat weet, luister jy kan dit vroeër kom haal. Maar baie dankie, dit is regtig waar ek glo, dit is 'n groot sukses en dis nie vir ons susters nie, dis vir ons koninkryk, vir die Here se koninkryk wat ons doen. So, dis nie vir ons self wat ons doen nie, maar ons doen dit vir Jesus. Amen. Halleluja. Right, so daar jy gehoor, so vanoggend het jy nog tyd om 'n bestelling in te sit, né? Maar vandag sluit dit. So as jy nog 'n bestelling wil insit, daar's Vera. Of Pastor Lindy, gesels gou met haar, sê, dit is ek moet soveel of dit en ek weet dat die hele klompie pannekoek kom gaan te maak, en hulle het 'n mooi klompie hamburgers, maar jy kan nog 'n bestellingkie inkry, hoor, maar vandag is die laaste, en dan môre gaan die patties bestel word, en alles sal aangekoop word, geskenke wil maak, skenkings is welkom, dit help natuurlik, dis alles vir die werk van die Here, so kom ons help ook ons susters wat dit betref, baie dankie daarvoor, die Here seën jou, en moenie vergeet nie dan, volgende Sondag aand het ons vir Dion Goosen saam met ons hierso, gaan ons lekker kom bedien, hy en sy vroukie Rita, is Rita nie? Rita, gaan ons kom bedien met sang, musiek, gaan 'n lekker oomblik wees, nooi iemand saam met jou, né? Kom ons bring iemand saam, kom ons geniet lekker daai sang oomblik ook, want dit is ook 'n bedieningstyd, né? En ons geniet dit saam met hulle ook in die huis van die Here. Amen. En natuurlik volgende Sondagoggend om 9:00 is ons oggenddiens as ook ons sonnaskool en bring die kindertjies ook op. En dan die 28ste Junie is dit ons sonnaskool se randlegging. Kyk, is ons sonnaskool se randlegging. So hulle sê kom help hulle, bring hy, maak hy nooit te klein so lank.
bring baie klein geld saam en nog baie tel. Nee, ek kan die nood ook kom bring, hoor. Okay, so kom ons bring saam en kom ons ondersteun ons sonderskool en dan ook in hulle projek. En ons sê vir die Here baie dankie. Moenie ons weer blesbokse vergeet nie. Daar's ene. Die onbederfbare goedjies kan nou al reeds gebring word, sal dit insit en dan weer op 'n Sondag dat ons vir jou gaan sê die datum, dat ons die vleise goed bring en die vars groentes en ons gaan daai Sondag iemand bless. Amen. Ons het dit voorreg om te kan gee, beter om te gee as om te ontvang. Ons bless iemand, en as ek bless, maak ek rente vir iets wat aan my toe kan kom. Amen. Amen. Make room. En baie dankie dat u hier was vir so Cyril, vir Lindy, sê vir baie dankie. Kerkraad bedankie dat u hier was. Mag u geseënd wees en moenie vanaand mis nie. Amen. Amen. Praise God. Yes. Is jy bly was hier vanoggend? Ek is bly was hier vanoggend, hoor. Die Here het jou lief. Amen. Kom ons staan, ons afsluit met gebed en dan gaan ons so vra. Gaan we gaan Dani, weet jy vir ons dag. Wel, Nicolien, kom staan hier voor. Ons sommer saam met jou bid ook. Nicolien gaan Dinsdag in. As baba nie môre besluit nie, gaan sy Dinsdag in vir induksie en baba gaan gebore word. Ons weet dit is nou al lank. Sy wag al nou, nee, ons ken hy so net. Sy wag al nou soos 'n kindjie af, maar prys die Here amper dag. So kom ons trek ons hande uit en ons bid saam met haar en die Here ook vra wie sal kalm te gee vir hulle as 'n gesin rustig sal maak. Die derde. Okay, dis die derde. Die derde. Dis Woensdag die derde. Okay. Kom ons bid saam. Vader, ons vra nou so dat U vir Nicolien sal beskerm. Ja, sal bewaar. En Here, hierdie geboorte sal veilig wees, normaal sal wees. Alles goed sal verloop. En dankie vir die vervalling, Here. Ons sit in die hande en ons dankie vir Baba wat gevorm is, volmaak en ons glo in Jesus. Dat gaan 'n groot seën wees in die koninkryk van U. En ons bring U die lof en die eer. En ons vertrou aan U toe. Soos sy ingaan, sien ons haar gaan en ons sien haar uitkom. Die blydskap want U was met haar. Dankie dat U haar deurdra. Ons eer U daarvoor en ek dank U dat daar geen komplikasies sal wees nie. En ons vertrou haar toe, Here. En elke persoon wat met haar gaan werk in daai hospitaal tydens die bevalling, ons vertrou haar U toe. En ek dank U vir bonatuurlike guns in die naam van Jesus. Ons eer U daarvoor. Die lof en die aanbidding kom U toe. Dat so Dani, die kinders saam met hulle, Here hou hulle veilig en Here dat hulle blydskap ook volkome sal wees kan sê die Here was met ons. Dankie vir daai kalmte, daai vrede wat U gee en U saam met hulle. En ons eer U daarvoor tot dat U kom. Amen. Amen. Dankie vir Dani. Sluit ons af. Kom ons sluit ons oë. Geseënde Hemelse Vader, Here, baie dankie vir die tyd dat ons in U teenwoordigheid het, my Vader, Here. Here, U woord sê, Here, dat U is met ons oralste waar ons gaan, my Vader, Here. En Here, soos ons voete hier uitsit, my Vader, Here, los ons U nie agter, my Vader, Here, want U is altyd met ons, Here. En ek eer U, my Vader, Here, vir elke woord wat uitgegaan het vanoggend, Here. Elke lied wat gesing is, my Vader, Here. Here, dit het so gepas gegaan, my Vader, Here, met ons lewens, my Vader, Here, dat ons kan nie leeg wees nie, my Vader, Here. Here, ons kan nie droog wees nie, Here. Daarom sê ek dankie, my Vader, dat U 'n woning in ons gemaak het, Here, sodat ons elke dag, Here, gevul kan bly, Here, dat ons elke dag U woord in ons monde het om te spreek, my Vader, Here, en dat ons elke dag 'n geleentheid soek, my Vader, Here, om ander aan te raak, my Vader, Here, die siele daar buite wat verlore is, my Vader, dankie daarvoor, Here. En Here, soos ons nou uitmekaar het gaan, Here, bid ek en ek vra, Here, U genade, U hand van beskerming vir ons, Here, in Jesus naam, Here, wees met ons, my Vader, Here, soos ons na ons woninge toe gaan, my Vader, Here. En Here, tot ons weer by mekaar kom, sê ek dankie, my Vader, dat U nog steeds regeer, my Vader, in Jesus naam, amen. Ontvang nou so die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met u gaan en bly totdat hy kom. Amen.